Kom ons geniet net so die atmosfeer van die Here. Halleluja. Kom ons gee 'n bietjie vanmôre uiting aan die Here, man. Halleluja, dit is die dag van die Here. Hierdie dag is uitgesit vir ek en u. Halleluja. U kan vanmôre hier opstaan. U kan vanmôre hier sit. U kan vanmôre u omstandighede. U kan vanmôre u bekommernis. U kan vanmôre u stryd. U kan vanmôre, halleluja. Wat ook al dit mag wees. Die Here het hierdie dag uitgesit vir ek en u, man. Ek sê die Here het hierdie dag uitgesit vir ek en u, halleluja. Halleluja. Lord, Hallelujah. we honor you this morning. We exalt your holy name. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We acknowledge your presence this morning. Yes, Lord. Magtig is u, my God. Come, Here, u is vanmôre al hoe Holy weet, liewe Here. I need thee. Here, u is vanmôre bekend met die hart van die mense, my God. Holy Spirit. Here, maar u vra vanmôre, wat is daar wat ek vir jou kan doen? Here, nie omdat u nie weet nie. In the love. Here, dit is omdat u die hart van die mens wil bereik, my God. Oh, come. Here, bereik vanmôre iemand In se thy hart. own gentle way. Bereik sy om op haar hart vanmôre, liewe Here. Come, Holy Spirit. Here, verlang I genoeg. need thee. Here, sit so 'n persoon vanmôre in verdriet. Come, Holy Spirit. I pray. Verlang genoeg, my God, kom my aan. Here moet soveel seer in sy hart. Come in thy love and thy power. Oh yes, come in thine own gentle way. Come, Holy Spirit, I need thee. Yes, Lord, have your way. Come, Holy Spirit, I pray that you will come in thy love and thy power. Oh yes, come in thine own gentle way. Yes, Holy Spirit, thank you for your presence this morning. Nou, amen, prys die naam van die Here. Laat my dan vanmôre toe om te groet. Die Heilige Gees in ons midde, ons pastoor, waar hy is by die werk en juffrou Maggie de Brein, die worship team, die band, die manne van die Here, die ouderlinge, die diakens, evangeliste, met julle vrouens, die moederlyse, prys die naam van die Here. Ek wil ook nou nie sê die Big Five nie, prys die naam van die Here. Amen. Nou geliefdes, terwyl ek staan in die huis van die Here, kerk van die Here, u is wonderlik begroet. En ek vra vir myself weer die vraag, hoe preek jy in 'n atmosfeer soos dit? Halleluja.
die gedagte kom by my, halleluja. Ek sal die laas week, terwyl ek aan die kant is van Mamasbury, gevangenis, halleluja. Terwyl ek daar sit, en die gevangenes, prys die naam van die Here, 'n program doen. En ek sit daar, prys die naam van die Here, en my trane rol los uit my oë uit, halleluja. Want ek besef, halleluja, dit is mense wat vir jare lank in die gevangenis sit, maar Beatrice, wat laas sat daar vir die eerste keer in hulle lewe gekonfess het. In ander woorde, hulle het oopgemaak, halleluja, oor die geheim wat hulle vir soveel jare dra. Daar's 'n jong man, prys die naam van die Here. Hy sê aan sy pa, hierdie jaar is ek 17 jaar in die gevangenis, maar die Here het my bereik, prys die naam van die Here, sodat ek vandag kan erken dat ek skuldig is aan hierdie daad, prys die naam van die Here. En terwyl ek daar sit, halleluja, gee die Here my 'n gedagte. En ek besef, halleluja, dat hierdie jongman sou nooit kon geerken het, halleluja, as die Here nie sy pad langs gekom het. As die Here nie hierdie jongman bereik het nie, prys die naam van die Here, sou hy nooit geerken het dat hy vir soveel klomp jare moet hierdie geheim saamloop. Halleluja, en die gedagte kom by my. In Johannes 5, prys die naam van die Here, van hierdie man wat 38 jaar by die bad van Bethesda gelê het, halleluja. Ons ken die verhaal, prys die naam van die Here. Maar iets wat my uitstaan rondom die gedagte is dat die man sou nooit sy genesing ontvang het as die Here nie vir hom in die hande gekry het nie. My woord gaan ek vanmôre tema, ek gaan nie vir julle lank opbou nie. Ek gaan vanmôre net doen wat die Here van my verlang om te doen. My woord tema ek vanmôre, Jesus verander wat jare lank vas was. Ek sê die Here verander vanmôre wat vir soveel jare vas was. Ons ken onsself vanmôre terwyl ons hier so sit. Ons weet vanmôre dat ons loop dalk vir soveel jare. Loop ons met soveel seer, soveel pyn, soveel teleurstellings. Maar die dag het nog nie aangebreek, halleluja, vir ek en u, om uiting te gee aan al hierdie seer en pyn. Kom ons lees 'n paar verse. Johannes 5, van die eerste vers. Hierna was daar 'n Joodse fees, en Jesus het na Jerusalem opgegaan. By die skaappoort in Jerusalem is daar 'n bad in Hebreërs, Bethesda genoem, met 5 pilaargange. En elke
In die Pilagang het 'n groot aantal siekes gelê, blindes, krepeles, verlamdes. Daar was 'n man wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom daar sien lê, bewus. Sorry geliefdes. Bewus daarvan dat hy al reeds lank siek is. Ek wil vanmôre klem lê op die gedagte bewus daaraan. Halleluja. Dat hy al lank siek is. Vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit wanneer die water geroer word nie. Verskoning, prys die naam van die Here. En terwyl ek nog besig is om nader te gaan iemand anders voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, tel jou slaapmat op en loop. En dadelik het die man gesond geword. Sy slaapmat opgetel en begin loop. Halleluja. Nou geliefdes, dis die woord van die Here. Nou julle sal vanmôre saam met my stem. Wanneer ek vanmôre sê dat party van ons sit vas vir so lank in pyn. Ons sit vas in skuld. Ons sit vas vanmôre in moedeloosheid. Baie van ons wag al so lank vir ons dierbrake. Halleluja. Maar die Bybel praat van hierdie man wat vir 38 jaar van sy lewe gewag het. Hy het gesit met soveel teleurstelling, prys die naam van die Here. Maar die Bybel sê dat terwyl Jesus gearriveer het, halleluja, sê die Bybel dat die man se omstandighede het verander. Halleluja. Nou die vraag wat ek vanmôre by julle wil vanmôre los. Vir hoe lang wil ek en u nog sit waar ons vanmôre sit? Die Here vra vanmôre, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? Ek dank prys die naam van die Here, terwyl ons so sit in moedeloosheid, dan dink ons dat niemand sien ons raak nie. Nou wanneer die Bybel melding maak van hierdie man, prys die naam van die Here, wat vir so lang daar gesit het ook dalk op 'n stadium gevoel dat daar's niemand. Maar ek het vanmôre gekom om vir iemand te sê, ek ken iemand en sy naam is Jesus. Ek sê ek ken iemand met die naam Jesus. Halleluja. Die een prys die naam van die Here wat vir ek en u sien, toe niemand vir ons raak sien nie. Ek sê toe niemand vir ons raak sien nie. Toe was dit hierdie Jesus. Halleluja, wat die verskyning maak, wat die jou sê, verlang genoeg, het jy gesit waar hy sit, verlang genoeg, sit jy in jou ellende man. Ek ken iemand met die naam Jesus. Ek sê ek ken iemand met die naam Jesus, wat omstandighede verander, halleluja. Maar die vraag bly staan vanmôre. Wil ek en u vanmôre gesond word?
Ek dink terwyl Jesus vir hierdie man vra, wil jy gesond word, prys die naam van die Here. Besef ek dat die man was so gefokus op sy huidige probleem. Halleluja, dat hy vergiet het dat sy deurbraak staan hy voor hom. Halleluja. Terwyl Jesus hierdie man vra, sê hy, dat daar is niemand, prys die naam van die Here. Hy sê, daar is niemand wat bereid is, prys die naam van die Here, om my te help nie, halleluja. Ek dink, halleluja, die Bybel praat van iemand met die naam Bartimeus. Nou die Bybel sê dat terwyl Jesus in hierdie stad beweeg, halleluja, hoor jy dat iemand uitroep, seun van Dawid, ontferm u oor my. En dit is dieselfde Bybel wat sê dat die omstanders, hulle moet vir Jesus min beweeg, prys die naam van die Here. Dit is hulle wat hom stil gemaak het. En Jesus staan stil en vra, wie is dit wat my geroep het? Nou die Bybel sê dat terwyl hierdie blinde man na Jesus toe kom, vra Jesus so, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? Ek dink dat Jesus was bekend met die man se toestand. Maar die gedagte wat my uitstaan, dat God wil die hart van die mens bereik, prys die naam van die Here, wanneer hy ons vra, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? Nou die Here is vanmôre hier, om iemand se hart te wil bereik, prys die naam van die Here. Ken vanmôre jouself. Hierdie man het daar gelê, prys die naam van die Here. Sy deurbraak was daar. Sy verlossing was daar. Maar toe hierdie Jesus van vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Het hy gesê, daar's wat bereid is om my te help nie, halleluja. Kom ons staan vanmôre in die huis van die Here, ek is klaar. Gees van die Here wil ek moet vanmôre verder gaan nie. Gaan vanmôre uitnodiging maak, prys die naam van die Here. Terwyl die vraag vanmôre daar is, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? Ek ken vir u vanmôre, halleluja. Ek ken vanmôre u huisomstandighede. Ek ken vanmôre u toestand van die kinders, man. Ek ken vanmôre u toestand by die werk, halleluja. Ek ken vanmôre u toestand, prys die naam van die Here. By die skool. Die Here wil vanmôre so 'n persoon se hart bereik. Al wat u vanmôre moet doen, die Here skep vanmôre geleentheid. Dat is 'n heilige plek, prys die naam van die Here. U stap vanmôre net uit, man. U kyk hier rond. U vat vanmôre u kind. U vat vanmôre u man, prys die naam van die Here. Dan kom kniel u vanmôre by die altaar, man.
Dan sê u vanmôre vir die Here terwyl die vraag daar is, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen, halleluja? Dan los u het vanmôre daar by die altaar. Stap vanmôre, moet die angste rond, kyk jy man, u ken nie self. Die dag is u dag. Die Here het hierdie dag uitgesit vir u man. Die Bybel sê dat Jesus was bekend vir die naam van die Here. Moet hierdie man se toestand. Maar hy wou die hart van hierdie man bereik het, man. Die Here wil vanmôre ek en u se harte bereik. Het vanmôre mense uitgekom. As daar nog vanmôre mense is wat hier sit, die Here praat met jou man. En as u vanmôre spesiale gebed nodig het, die man van die Here is vanmôre hier. Om saam met u te bid van hierdie dag is uitgesit vir u man. Dat is soos die dag soos die wat gaan getuig teen ek en u, halleluja.